Goeiemôre graad 12's. Ons kyk vandag na die tipe reaksies wat ons in organiese chemie kan kry. Die eerste reaksie is 'n substitusiereaksie. Dit vind hoofsaaklik plaas by alkane of versadigde verbindings. En oor die algemeen is dit stadiger as addisie. Nou, ek het vir jou hier 'n diagram geteken om dit 'n bietjie meer visueel voor te stel. En dis maar baie gebrekkig om dit so voor te stel, maar ek dink tog jy gaan 'n beter idee kry van presies wat gebeur, as om net die formules neer te skryf. So, substitusie beteken presies dit wat dit sê, vervang. Een van die waterstofatome op ons molekule gaan vervang word met 'n ander atoom. Die voorbeeld wat ek hier het, is 'n koolwaterstof wat uit 3 koolstowwe bestaan, met ander woorde ons het propaan. En ek gaan dit laat reageer met 'n waterstofhalied, byvoorbeeld HCl. So kom ons aanvaar die groen balletjie stel die kloor voor. In die eerste plek, omdat hierdie molekule versadig is, beteken dit een van die bindings daar gaan eers moet breek voordat 'n nuwe binding kan vorm. Omdat hierdie bindings almal kovalent is, gaan dit 'n bietjie stadiger vat as byvoorbeeld addisie waar daar net 'n dubbelbinding is wat moet breek. So kom ons kyk. In die eerste plek gaan daar 'n waterstofatoom moet afbreek van een van die koolstowwe in die ketting af. Nou, ons gaan later kyk na die reëls ook wat bepaal watter waterstof op watter koolstof gaan afbreek. Dan moet jou waterstofhalied ook breek, so die kloor en die waterstof breek los van mekaar. Nou beteken dit, op daardie middelste koolstof moet daar 4 plekke bind. So die kloor wat afgebreek het van hierdie HCl, gaan nou daar bind in die plek van die waterstof wat afgebreek het. So die waterstof is vervang met 'n klooratoom. Onthou, hierdie waterstof is nou nog oor. En hy gaan bind met die waterstof wat daar afgebreek het om uiteindelik H2 te vorm. So jou volledige diagram vir jou vergelyking lyk dan so. As ons dit met struktuurformules voorstel, dan lyk jou vergelyking soos volg. Jy het propaan, jou 3 koolstowwe, en dit is 'n versadigde verbinding, slegs enkelbindings. Daardie waterstof op die middelste koolstof het afgebreek, hierdie binding tussen die H en die Cl het gebreek, en die kloor het gebind op die plek waar daardie waterstof afgebreek het. En ons het aan die einde waterstofgas as 'n produk gekry, saam met 2 chloropropaan. So ons het van 'n alkaan 'n haloalkaan gemaak. Die tweede tipe reaksie wat ons kry is addisiereaksies, en dit vind plaas by alkene, hoofsaaklik en spesifiek onversadigde verbindings. Dit is 'n bietjie vinniger as substitusie, omdat dit makliker is om hierdie dubbelbinding te breek. So ons begin nou met propeen, waar ons 'n dubbelbinding het tussen hierdie 2 koolstowwe. En die eerste ding wat gaan gebeur is daardie dubbelbinding gaan breek, en soos in die vorige geval, gaan die binding tussen die kloor en die waterstof breek. Nou beteken dit elke een van hierdie koolstowwe het 'n plek waar daar nog 'n binding kan plaasvind, want onthou, elke koolstof moet altyd op 4 plekke bind. Die vraag is nou, waar gaan die waterstof bind en waar gaan die kloor bind? Want een van hulle moet op die eerste koolstof bind en die ander een moet op die tweede koolstof bind. Die reël is nou, dat die koolstof wat reeds die meeste H-atome het, jy kan sien hierdie eerste een het reeds 2 atome, en die middelste koolstof het net 1 waterstofatoom. Die een wat reeds die meeste waterstofwe het, gaan nog 'n waterstof bykry. Daar kan jy dit sien in die diagram ook. As ek jou struktuurformule teken, dan kan jy sien die een op die punt het reeds 2 waterstowwe, en die koolstof in die middel het slegs 1 waterstof. So jou reël sê,
Wat gebeur met die waterstof? Hy bind aan die koolstof waar daar reeds die meeste waterstowwe is. En dit gaan beteken jou kloor bind dan aan die middelste koolstof. So jou volledige vergelyking lyk so. Jy begin met 'n dubbelbinding, propeen daar, jou HCl se binding gaan breek, jou dubbelbinding gaan breek. Die waterstof en die kloor bind, en vir die waterstowwe volg jy die reël van, daar waar die meeste waterstowwe is, bind nog waterstof. En jou produk wat vorm is op die ouene 2-chloropropaan. So jy verander 'n alkeen in 'n haloalkaan. En daar is jou reël net weer om dit te bevestig, jou waterstof gaan bind aan die koolstof wat reeds aan die meeste waterstowwe gebind is. Die derde tipe reaksie waarna ons kyk is eliminasie. En dit vind plaas by alkane, versadigde verbindings, en jou produk gaan altyd 'n alkeen wees, 'n onversadigde verbinding. So ek begin hier met 'n versadigde binding, naamlik 'n haloalkaan. Ons het 2-chlorobutaan. Eliminasie beteken ek gaan iets uithaal. En in hierdie geval gaan ek met ander woorde die kloor uithaal. So daardie binding breek, en dan sal daar ook nog 'n waterstof van 'n koolstof afbreek, want jou produk gaan 'n alkeen wees, dan moet 'n dubbelbinding vorm. So aan een van hierdie twee kante waar die kloor nou afgebreek het, moet daar ook 'n waterstof afbreek. En nou het jy weer 'n reël wat jy gaan moet toepas. By die koolstof op die punt het jy 3 waterstowwe, en by die koolstof aan die ander kant waar die kloor reeds afgebreek het, het jy net 2 waterstowwe. Wat sê hierdie reël? Die koolstof waar daar reeds die minste waterstowwe is, sal nog 'n waterstof verloor. So op daardie punt verloor die waterstof, en nou kan daar 'n dubbelbinding vorm op die plek waar die kloor en die waterstof afgebreek het. En onthou nou, daai kloor en waterstof was oorspronklik daar, so dit gaan op die ou einde nog 'n produk vorm, 'n waterstofhalied. So jy begin met 'n versadigde binding, en jy eindig met 'n onversadigde verbinding, jou alkeen. Ek het van 'n haloalkaan 'n alkeen gemaak. En jou reël gaan op jou waterstowwe. Die waterstof breek vanaf die koolstof wat reeds die minste waterstowwe het. Nou hierdie twee reëls is Zaitsev se reël en Markovnikov se reël. Jy hoef nie die name van die reëls te ken nie, en jy hoef ook nie die reëls te kan uitskryf nie. Maar dit is ontsettend belangrik dat jy hulle wel kan toepas. Onthou, die reël is op die waterstof. As jy moet bysit, sit jy by die een wat reeds die meeste het. As jy moet wegvat, vat jy by die een wat al reeds die minste het. Ons gaan dit nog 'n paar keer doen in die voorbeelde wat ons deurwerk, so maak seker dat jy dit mooi verstaan. Hier is 'n kort video om vir jou te wys hoe dit eksperimenteel lyk wanneer ons substitusie en addisie het. Die verskil tussen hierdie twee reaksies. Nou, wat gebeur is, ek het hier aan die regterkant het ek 'n proefbuis met broom in, dis 'n rooi-bruin kleur. Aan die linkerkantste proefbuis is daar 'n alkaan, en by die middelste proefbuis is daar 'n alkeen. So daar word nou van hierdie rooi-bruin broom in elkeen van hierdie ander proefbuise bygevoeg. En jy kan die proefbuis so bietjie skud, maar jy sien hier by die alkaan gebeur daar nie regtig iets nie. Visueel kan jy geen verandering sien nie. Terwyl by die alkeen is dit baie duidelik om te sien, daar het aanvanklik 2 laagies gevorm, so die 2 stowwe meng nie baie goed met mekaar nie, maar wanneer dit 'n bietjie geskit word, is dit baie duidelik dat die kleur heeltemal verander. En as jy dit dan vir so rukkie laat staan, sien jy dat dit weer skei in 2 laagies. So wat nou hier gebeur het, is daar definitief 'n reaksie plaasgevind. Daar's nie meer broom teenwoordig nie. Die broom het aan die alkeen verbind,
en 'n haloalkaan gevorm. Die haloalkaan se kleur is kleurloos en dit is wat jy hier as 'n produk kan sien. Aan die ander kant, by die eerste proefbuis waar jy die alkaan gehad het, het daar nog steeds geen reaksie plaasgevind nie. En jy gaan eers die reaksietoestande moet verander, onder andere matige hitte en 'n verdunde basis, wat jy daar moet bysit, voordat hierdie reaksie uiteindelik sal begin plaasvind. En dan gaan dit nog steeds baie stadig plaasvind. In die algemeen gesien, is organiese reaksies in elk geval baie stadiger as anorganiese reaksies. As jy net dink in terme van die reaksies wat ons tot dusver gedoen het, wanneer jy 'n suur en 'n basis by mekaar gooi, dan reageer dit onmiddellik met mekaar. Wanneer 'n mens natrium op water gooi, dan slaan dit soms partykeer dadelik aan die brand. So jou anorganiese reaksies is oor die algemeen redelik vinnig, terwyl jou organiese reaksies baie stadiger is, waarvan substitusie dan die heel stadigste is, en addisie is 'n bietjie vinniger, omdat dit net die dubbelbinding is wat moet breek. Ek het hierdie 3 nou vir jou op 'n ander manier opgesom. Substitusie, addisie en eliminasie. En daar so 'n bietjie van 'n patroon wat jy kon onthou, dat jy makliker kan onderskei tussen hierdie 3, en dan kan jy ook sien dat daar spesifieke name is, wanneer jy, dit hang af watter reaktans jy gebruik, en dit gaan bepaal watter naam jy vir daardie reaksie gee. As ons met substitusie begin, kan jy nou sien, ons begin met 'n versadigde verbinding, en ons eindig ook met 'n versadigde binding. So tydens substitusie is daar nêrens sprake van enige dubbelbindings nie, en jy sit met 2 reaktanse en 2 produkte. So as dit jou eienskap van jou reaksie is, 2 reaktanse, 2 produkte, slegs enkelbindings, dan weet jy dit is substitusie. Die reaksietoestande vir substitusie is matige hitte en 'n verdunde basis. En dan kan jy 3 moontlike reaksies daar kry. Nou, wanneer dit reageer met 'n halogeen, dan gaan jy halogenering kry. So jou produk wat dan sal vorm is 'n haloalkaan. En dieselfde as jy met 'n waterstofhalied sou reageer. Wanneer hierdie waterstofhalied met die versadigde verbinding reageer, gaan jy ook 'n haloalkaan as 'n produk kry. Maar nou staan dit bekend as hydrohalogenering. Hydro dui op die waterstof en die halo dui op die kloor in hierdie geval. Die derde moontlike reaksie is wanneer jy water laat reageer met hierdie versadigde verbinding. In hierdie geval gaan jy 'n alkohol as 'n produk kry en die reaksie staan bekend as hidroliese. As ons nou kyk na addisie, dan beteken dit ek voeg iets by. So ek begin met 'n dubbelbinding, so ek het 'n onversadigde verbinding waarmee ek begin, en dan is daar een van 4 moontlike reaksies. Ek kan 'n halogeen bysit, dan noem ek dit halogenering, en my produk is 'n haloalkaan, en soortgelyk daaraan ook die waterstofhalied. As ek dit bysit, gaan ek ook 'n haloalkaan as 'n produk kry, en dan staan dit bekend as hydrohalogenering. So baie soortgelyk aan substitusie. Maar jy sit met 'n enkel produk. So jy het nie 2 produkte soos in die geval van substitusie nie, want niks het nodig om af te breek nie. Dis net die dubbelbinding wat breek. Dan in die derde geval kan ons dit ook laat reageer met waterstof, en dan noem ons dit hydrogenering. Jou produk wat jy dan kry is 'n alkaan, so jy maak tipies 'n onversadigde verbinding versadig. En dan in die 4de plek het ons water waarmee hierdie onversadigde verbinding kan reageer, en dan gaan daar weer 'n alkohol vorm. Dit staan bekend as hidrasie. Nou belangrik vir jou om raak te sien dat hier 2 reaksies is met water, maar die name daarvan verskil. Dis nie soos by die halogene waar die name presies dieselfde is nie. Wanneer ons praat van substitusie, het ons hidroliese, en addisie staan bekend as hidrasie.
Nou die rede vir die verskil in hierdie twee terme is die agtervoegsel wat ons hier het, daardie lyse, beteken eintlik dat 'n proses eers afgebreek moet word, 'n verbinding moet afgebreek word. As jy gaan dink in terme van elektrolyse, dan breek jy 'n chemiese verbinding af deur middel van elektrisiteit. So in hierdie geval gaan 'n binding eers moet afbreek voordat die water daar kan bind, en dit is waarom dit hidrolyse genoem word. Nou 'n maklike manier om dit te onthou is, ek sê altyd, die twee A's gaan saam. So wanneer jy addisie het, sal dit hydrasie wees. En dit maak dit miskien 'n bietjie makliker om te onthou. Dan in die derde plek het ons eliminasie. En die reaksietoestande vir eliminasie is baie spesifiek. Jy het 'n etanol, hoë hitte en 'n sterk basis soos byvoorbeeld natriumhidroksied, en dit is ook altyd gekonsentreerd. Nou in hierdie geval kan jy ook onthou dat die twee klinkers gaan saam. Wanneer daar etanol as deel van jou reaksietoestande is, weet jy eliminasie gaan plaasvind. Nou het ek net een reaktans, en dit is 'n versadigde verbinding, en ek eindig met twee produkte. As jy mooi kyk na hierdie patroon, kan jy sien, dis presies die teenoorgestelde van addisie. By addisie het ek met 'n dubbelbinding begin, ek het twee reaktanse en een produk. Nou begin ek met een reaktans en ek eindig met twee produkte waarvan een 'n dubbelbinding het. Weereens kan dit reageer met water en dan noem ek dit dehydrasie. So die water word uit hierdie verbinding uitgehaal. En dit beteken ons moet begin met 'n alkohol. Dan gaan ons eindig met 'n alkeen. In die tweede plek kan ons waterstof uithaal, dan noem ek dit dehydrogenering. So dit is die teenoorgestelde van wat daar by addisie staan. Aan die voorkant het jy net D, wat beteken jy haal dit uit. So ek begin met 'n alkaan en ek maak dit onversadig deurdat ek waterstowwe uithaal. En dan kan ek in die derde plek ook met 'n haloalkaan begin, wat versadig is, en eindig met 'n alkeen deurdat ek waterstofhalied uithaal. Dehydrohalogenering. Die volgende tipe reaksie waarna ons kyk is oksidasie. Nou verbranding met suurstof staan bekend as oksidasie, en jy kan twee moontlikhede kry. Wanneer daar genoeg suurstof is, sal jy volledige verbranding kry. En wanneer daar 'n beperkte hoeveelheid suurstof is, gaan onvolledige verbranding plaasvind. Al twee van hierdie reaksies is eksotermies, en dit lyk baie dieselfde. Die enigste verskil is die produk wat hier vorm. In die teenwoordigheid van genoeg suurstof gaan jy koolsuurgas as 'n produk kry. En in die teenwoordigheid van 'n beperkte hoeveelheid suurstof kry jy slegs koolstofmonoksied. So dit is redelik maklik om te onthou. Beperkte suurstof, dan is daar net een suurstof as deel van jou produk. Dit maak glad nie saak watter tipe koolwaterstof ons gebruik nie. Jou koolwaterstowwe oor die algemeen is goeie brandstowwe, in die sin dat dit vir ons baie energie vrystel. Nou, om hierdie vergelykings te balanseer, gaan ek gou-gou vir jou 'n metode wys wat redelik vinnig en maklik werk. Die eerste voorbeeld is propaan, C3H8, en dit maak nie saak watter koolwaterstof jy hierin vervang nie. Die res van jou vergelyking lyk altyd presies dieselfde. Jy het suurstof as deel van jou verbranding reaktanse, en dan as jou produkte koolsuurgas en water. Jy gaan altyd balanseer in die volgorde, eers koolstowwe, dan waterstowwe, dan suurstof. So ons kyk aan die linkerkant, daar is 3 koolstowwe, so ek balanseer hier met 'n 3 om die koolstowwe gelyk te kry. Dan gaan ek die waterstowwe balanseer, ek het aan die linkerkant 8, so as ek aan die regterkant ook 8 wil hê, gaan ek balanseer met 'n 4 voor die water. Nou gaan ek die suurstowwe balanseer, en daarvoor begin ek nou aan die regterkant tel. 3 maal 2 gee vir my 6 suurstowwe hier, plus nog 4, gee vir my 10 suurstowwe in totaal aan die regterkant. So aan die linkerkant
kom hulle in veelvoude van 2 as gevolg van die feit dat dit 'n diatomiese molekuule is. So as ek 10 daar wil hê, gaan ek balanseer met 'n 5. Hier is nog 'n voorbeeld. C4H10 is butaan. Propaan en butaan is gewoonlik die mengsel van gasse wat jy in jou normale gasbottels ook kry wanneer jy wil gaan kamp. Wanneer ons balanseer, kyk ons eers na die koolstowwe. Ek het 4 koolstowwe aan die linkerkant, so ek gaan 'n 4 by die regterkant skryf. Dan kyk ek na my waterstowwe. 10 waterstowwe aan die linkerkant beteken ek gaan 10 waterstowwe aan die regterkant kry. As ek nou die suurstowwe tel, kan jy sien 4 maal 2 gee vir my 8 en saam met hierdie 5 suurstowwe gee dit vir my 13. En dit gee so 'n bietjie van 'n probleem, want hierdie suurstowwe is diatomiese molekuule, dit kom net in veelvoude van 2 en ek wil 13 hê om te balanseer. So, wat nou gemaak? Dit wat jy wil hê, sit jy op 2. So jy gaan eintlik 13 helftes van suurstofmolekuules gebruik. As jy 13 helftes van O2 gebruik, dan het jy 13 suurstowwe. So al wat nou oorbly, as ons nie met 'n breuk wil balanseer nie, is om die hele vergelyking met 2 te vermenigvuldig. Dan gaan die breuk wegval en al jou stowwe gaan dan presies gebalanseerd wees. Dit is net belangrik dat jy almal met 2 moet maal. So daar kom 'n 2 aan die voorkant van jou koolwaterstof en die ander 2 getalle wat jy net nou geskryf het, gaan ook verdubbel. Maar dit is 'n redelike maklike manier om te onthou. Gewoonlik as jy daar 'n onewe getal het, dan gaan jou vergelyking maklik balanseer. As jy daar 'n ewe getal het as 'n koolwaterstof, dan gaan jy baie keer hierdie, ek noem dit sommer 'n halfmetode gebruik. Dan dit wat jy wil hê op 2 en maal die hele vergelyking daarna met 2, dan weet jy hy is volledig gebalanseerd. Die volgende tipe reaksie waarvan jy moet kennis neem is kraking. En jy hoef regtig nie baie detail daarvan te weet nie. Jy moet net weet wat dit is en waarom dit vir ons 'n nuttige reaksie is. Dit is die chemiese proses waar langketting koolwaterstowwe opgebreek word in korter, meer bruikbare molekuules. So die hele doel van hierdie proses is om hierdie kort, meer bruikbare molekuules te kry. So ek het 2 voorbeelde vir jou op die skerm. Die eerste een begin jy met 'n redelike lang ketting, langer as wat jy eintlik hoef te weet van, en ons noem dit dekaan. Nou, dis een van die voorvoegsels wat jy nie eers hoef te weet nie, maar is redelik maklik as jy dink aan die woord dekade, bestaan uit 10 jaar. So 'n dekaan bestaan uit 10 koolstowwe in die hoofketting. Hierdie 10 koolstowwe breek dan op in 2 molekuules wat vir ons meer nuttig is. Propeen en heptaan, so met ander woorde hier is 7 en daar is 3, 7 en 3 saam maak vir ons die 10 waarmee ons begin het. Belangrik vir jou om te weet is, ten minste een van jou produkte sal 'n alkeen wees en die ander gaan 'n alkaan wees. Wat gewoonlik gebeur is jou kleinste molekuules gaan die dubbelbinding hê en jou langste molekuules gaan nog steeds enkelbindings hê. Hier aan die onderkant is nog 'n voorbeeld, C15H32, en dit breek tipies op in 2 eteenmolekuules, 'n propeen en 'n oktaan. So baie nuttige proses met ander woorde, oktaan gebruik ons in brandstof vir motorvoertuie, propeen gebruik ons in ons gasbranders, en eteen is die basisstof wat ons gebruik vir polymerisasie, wanneer ons plastiek soos polyteen vervaardig. So ons kry 3 baie nuttige produkte uit hierdie baie lang koolwaterstof. En dit is waaroor kraking gaan. Die laaste tipe reaksie waarvan jy moet weet is esterifikasie. Dit is die maak van 'n ester. Die algemene vergelyking daarvoor is 'n alkohol plus 'n karboksielsuur gee vir jou 'n ester plus water. Baie belangrik, hierdie reaksie het 'n katalisator nodig, as ook 'n sterk dehydreermiddel. En gekonsentreerde swaalsuur is een van jou heel sterkste dehydreermiddels. Kom ons gaan kyk hoe werk hierdie reaksie.
As 'n voorbeeld begin ek hier met 'n alkohol aan die linkerkant, 2 koolstowwe, so dit is etanol. En dan het ek hier 'n karboksielsuur, dubbelbinding O en 'n OH, daar is 3 koolstowwe, so hierdie is propanoosuur. Nou, ek teken altyd hierdie alkohol en karboksielsuur op 'n baie spesifieke manier, dat die 2 OH gedeeltes van die molekules na mekaar toe wys. Die rede daarvoor is dat ek nou maklik kan sien wat gebeur as ek die produk se struktuurformule moet teken. Onthou ek dehydreer, so ek wil water uithaal. En die water wat uitgehaal word, lê juis hier waar die OH groepe is. Die alkohol se binding breek daar tussen die suurstof en die waterstof, terwyl die karboksielsuur breek aan die ander kant van die suurstof af, die hele OH groep breek daar af. En dit gaan maar 'n bietjie oor polariteit van die bindings ook, watter bindings is sterker en swakker, waar breek hy eerste. So 'n maklike manier om dit te onthou, is die karboksielsuur het al reeds 2 suurstowwe om mee te begin. So, daarom gaan hy die suurstof gee wat nodig is vir die water wat op die ou einde gaan vorm. Dit is nie vreeslik wetenskaplik om dit so te onthou nie, maar dit is makliker om dit so te onthou. Die een wat reeds 2 suurstowwe het, sy suurstof sal dan afbreek saam met sy waterstof. So nou breek daai waterstof en suurstof af om water te vorm. Dit wat oorbly, teken ek nou letterlik aan mekaar vas. So dis asof jy hierdie 2 gedeeltes nader aan mekaar skuif, vat die plus weg, en jy teken hulle letterlik aan mekaar vas as een verbinding. En dit is jou ester. Nou moet jy net onthou, jy moet 'n volledige vergelyking skryf. Jy het water uitgehaal, so op die ou ende is water nog jou ander produk. En dit is hoe jou volledige vergelyking dan gaan lyk. 'n Alkohol, in hierdie geval etanol, jou karboksielsuur, in hierdie geval propanoosuur, gee vir my die ester en die water. Nou kom ons by die naam van hierdie ester. Die alkohol gedeelte word op die ou einde die vertakking gedeelte van die ester. So, om dit eenvoudig te stel, die ol word iel. En dan gaan jou karboksielsuur gedeelte die stamnaam dra. So die OH-suur verander in OH. Jou voorvoegsels bly egter presies waar hulle was. So die et-gedeelte bly saam met die ol, maar hy verander in iel, so dit word etiel. Die propan, wat die stamnaam was hier by die karboksielsuur, word nou die stamnaam van die ester, en die OH-suur verander in OH. So jou ester se naam is etielpropanoaat. En moenie vergeet nie, die water moet nog bykom. Laaste ding wat baie belangrik is jou gekonsentreerde swaalsuur. Meeste van die tyd word dit op die pyltjie aangedui, omdat dit 'n katalisator is wat nie deel van die proses vorm nie, maar die tempo verhoog en in hierdie geval ook optree as dehydreermiddel. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Propeen, 'n onversadigde koolwaterstof, en verbinding X, 'n versadigde koolwaterstof, reageer met kloor soos voorgestel deur die onvoltooide vergelykings hieronder. Gee 'n rede waarom propeen as onversadig geklassifiseer word. Onthou, die agtervoegsel 1 beteken dit is een van die alkene en daar is dus 'n dubbelbinding tussen koolstowwe. Daardie deel is baie belangrik. Jy kan nie net sê dat daar 'n dubbelbinding is nie. Dis 'n dubbelbinding tussen koolstowwe. Dan is die volgende vraag, watter tipe reaksie vind plaas by reaksie nommer 1? Ek begin daar met 'n dubbelbinding en ek sit 'n halogeen by. Nou moet jy terugdink aan jou 3 hoofreaksies wat ek net nou vir jou gewys het. Substitusie, addisie en eliminasie. Watter een van hulle begin met 'n dubbelbinding? Ek hoop jy kan onthou dat dit addisie is.
In hierdie geval sal dit dan ook genoem kan word halogenering. Watter tipe reaksie vind plaas by nommer 2? Hier het ek verbinding X wat hulle vir my gesê het, is 'n versadigde koolwaterstof. En ek eindig nog steeds met 'n versadigde verbinding, naamlik chlorobutaan. Ek verander 'n koolwaterstof, 'n alkaan in 'n haloalkaan. En verder, as jy onthou van ons patroontjie wat ons gesê het, ons het 2 reaktanse en 2 produkte. Dit sê dadelik vir my dat dit substitusie is. Skryf nou die gebalanseerde vergelyking van reaksie 1 deur van struktuurformules gebruik te maak. Ek begin met propeen. Onthou hy 3 koolstowwe in sy hoofketting en jy hoef nie daardie 1 aan te dui nie. Dis nie verkeerd nie, maar jy hoef nie, want daar is ook nie 'n posisionele isomeer nie. Die dubbelbinding kan net sowel tussen daardie 2 koolstowwe lê, dit gaan nog steeds dan op die eerste koolstof wees. So wat gebeur is daardie dubbelbinding breek en by beide van daardie koolstowwe is daar dan plek vir 'n kloor om te bind. En ek eindig met 1,2 dichloropropaan. Skryf die reaksietoestand benodig vir reaksie 2 om plaas te vind. Jy moet jou reaksietoestande uit jou kop uit gaan leer. Onthou ons het hier substitusie. En die reaksietoestande vir substitusie is matige hitte en gewoonlik ook 'n verdunde basis soos verdunde natriumhidroksied. Skryf die gebalanseerde vergelyking vir reaksie 2 deur van struktuurformules gebruik te maak. Nou ek weet chlorobutaan is my produk, spesifiek 2 chlorobutaan, so die kloor daar moet op die tweede koolstof wees. En dan weet ek my eerste verbinding X is 'n versadigde koolwaterstof. Met ander woorde, dit moet 'n alkaan wees wat ook dan uit 4 koolstowwe bestaan. En dit is waar ek dan my volledige vergelyking vandaan kry. Butaan plus daardie kloor, nou moet jy mooi kyk wat gebeur. Dis vir jou aangedui dat daar nog 'n produk Y vorm. En dis altyd in die geval van substitusie so. Ek het 2 reaktanse en 2 produkte. Slegs een van hierdie klooratome het aan hierdie alkaan gebind. So hier is nog steeds 'n klooratoom wat nog nie gebind het nie. En onthou daardie waterstof moes afbreek om plek te maak vir die kloor wat nou daar gebind het. So jou laaste produk is dan HCl. Skryf die IUPAC naam van reaktans X neer. Ons het nou net die struktuurformule daarvan geteken. So die IUPAC naam daarvoor was butaan. Skryf die naam van produk Y neer. Kan jy onthou wat was daar die laaste produk wat ons gesien het? Natuurlik, dit is die HCl en die naam daarvoor is waterstofkloried. Die algemene naam natuurlik soutsuur. Ons gaan nou verder met hierdie 2 chlorobutaan. 2 chlorobutaan kan 2 soorte reaksies ondergaan, eliminasie of substitusie. En dit gaan al 2 in die teenwoordigheid van 'n basis soos natriumhidroksied wees. Afhangende van wat met daardie natriumhidroksied gebeur. As dit gekonsentreerde natriumhidroksied is, en kyk mooi, daar staan hy, etanol verhit. So daar is al 3 jou reaksietoestande, kan jy onthou wat gaan saam met die etanol, dan is dit eliminasie. Skryf die gebalanseerde vergelyking van hierdie eliminasie reaksie deur van struktuurformules gebruik te maak. Ons begin met 2 chlorobutaan. Eliminasie beteken daardie kloor gaan afbreek. Wat gaan saam met die kloor afbreek? 'n Waterstof. Onthou wat is ons reël? Een van daardie 2 koolstowwe aan weerskante van die een waar die kloor afbreek, moet ook 'n waterstof verloor.
sodat daar 'n dubbelbinding vorm, want tydens eliminasie verander 'n versadigde verbinding in 'n onversadigde verbinding. Ons reël sê, ek wil 'n waterstof wegvat. Dan vat ek by die een wat reeds die minste het. En dit gaan dus die een wees wat ek hier in pink aangedui het. Daardie koolstof gaan 'n waterstof verloor en jou dubbelbinding gaan dan tussen daardie twee koolstowwe lê. Dit wat ek uitgehaal het met die eliminasie, moet jy onthou, is dan jou ander produk. Tydens eliminasie begin jy met 'n versadigde verbinding, jy eindig met 'n onversadigde verbinding. Jy het 1 reaktans en 2 produkte. Skryf die IUPAC naam van die hooforganiese produk wat gevorm word neer. Nou waarom praat ons hier van 'n hooforganiese produk? Ja, ons het 'n reël toegepas om te sê die dubbelbinding gaan daar lê. Daar is egter 'n persentasie van hierdie reaksie wat dubbelbindings tussen daardie eerste 2 koolstowwe gaan vorm. So met ander woorde, daar kan 'n waterstof daar ook afbreek. Maar persentasiegewys is dit baie minder. En daarom praat ons van die hooforganiese produk. Dis 'n sleutelwoord wat vir jou sê, pas die reël toe ten opsigte van die waterstowwe. Die IUPAC naam van hierdie hoofproduk is dan BIT 2,1. Die posisie van die dubbelbinding moet aangedui word, want daar bestaan 'n posisionele isomeer. Daar bestaan 'n verbinding soos BIT 1,1 en daarom is dit baie belangrik dat jy daardie posisie aandui as deel van die naam. Gebruik nou struktuurformules om 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie wat plaasvind wanneer 2 chlorobutaan met verdunde natriumhidroksied reageer. So ek begin weer met 2 chlorobutaan. Die feit dat ek nou 'n verdunde basis gebruik, beteken substitusie gaan plaasvind en nie meer eliminasie nie. Substitusie beteken daardie chloor gaan vervang word met iets anders. Nou wat het ons hier beskikbaar? Daar is 'n hidroksied wat gaan afbreek, maar hy gaan op die ou einde as 'n hidroksiel kovalent bind in die plek waar daar die chloor gaan afbreek. Die chloor word vervang met 'n hidroksiel en ek verander 'n haloalkaan in 'n alkohol. Onthou, wat is belangrik by substitusie? Jy gaan hierdie chloor afbreek en waar is die chloor nou? Dit moet deel vorm van my produkte. Dit gaan dus saam met die natrium bind om natriumkloried te vorm. By substitusie, 2 reaktanse, 2 produkte. Skryf die naam van die tipe substitusiereaksie wat plaasvind neer. Onthou, ons het 'n alkohol gemaak, so die naam daarvoor gaan wees hidrolyse. Ons moes eers iets afbreek en daarom eindig daar die naam met die agtervoegsel lyse. In die vloeidiagram hieronder stel X, Y en Z 3 verskillende tipe organiese reaksies voor. En P is 'n organiese verbinding. Noem die tipe reaksie wat deur X voorgestel word. Nou, waarmee ons begin hier is 'n alkaan met 3 koolstowwe in sy langste ketting en daar is 2 vertakkings en jy het ook hier 'n funksionele groep. So ons begin met 'n haloalkaan. Reaksie X verander daardie haloalkaan in 'n alkeen. Watter tipe reaksie kry 'n mens as jy begin met 'n versadigde verbinding en jy eindig met 'n onversadigde verbinding? Dit beteken jy haal iets uit, so dit gaan eliminasie wees. In hierdie geval spesifiek dan dehydrohalogenering, want jy gaan die broom uithaal en ook nog 'n waterstof. Noem 2 reaksietoestande wat vir reaksie X benodig word. Kan jy onthou wat is die reaksietoestande van eliminasie? In die eerste plek die E moet jou laat onthou van etanol.
Dan het jy 'n gekonsentreerde sterk basis nodig en ook hitte. Reaksie Y stel 'n substitusiereaksie voor. Kom ons kyk, waar is dit? Reaksie Y lê hier waar die haloalkaan gaan reageer. Daar is ook 'n basis, maar kan jy sien aan die agterkant staan 'n AQ, met ander woorde dis reeds opgelos in water. So nou het ek 'n verdunde basis en net matige hitte. Die reaksie wat dus nou gaan plaasvind is substitusie. Skryf die struktuurformule van verbinding P. As ons substitusie het, beteken dit daardie broom gaan vervang word met hierdie OH. As ons die struktuurformule van daardie produk teken, dan kan jy sien in die plek waar die broom was, het ek nou 'n OH groep. Buiten die organiese reaktans, skryf die naam of formule neer van die ander reaktans wat in reaksie Z benodig word. Tydens reaksie Z verander ek van 'n alkeen na 'n alkohol, want onthou hierdie was nou verbinding P. So daardie dubbelbinding gaan breek en op die ouene moet daar alkohol vorm. So wat gaan ek byvoeg om die alkohol te laat vorm? Water. Noem die tipe reaksie wat voorgestel word deur Z. Wanneer ek vanaf 'n dubbelbinding, 'n onversadigde verbinding na 'n versadigde verbinding toe beweeg, is dit addisie. En in hierdie geval dan spesifiek hydrasie, omdat ek alkohol as 'n produk kry. Onthou die 2 A's gaan saam. Leerders het die apparaat wat hieronder aangetoon word opgestel om etielheksanoaat in die laboratorium te berei. Dit is die vervaardiging van 'n ester. Die eerste vraag sê, gebruik struktuurformules om 'n gebalanseerde vergelyking vir die bereiding van etielheksanoaat neer te skryf. Onthou die etiel kom van etanol af. En die heksanoaat kom van hexanoesuur af. Dit is vir jou gegee. So as ons die struktuurformules daarvan moet teken, etanol het 2 koolstowwe, dis wat die et vir jou sê, en hexanoesuur het jou 6 koolstowwe daar. En soos wat die vorige voorbeeld teken ek dit so dat die 2 OH groepe na mekaar toe wys. Onthou nou wat gebeur, wie gee wat? Die karboksielsuur het reeds 2 suurstowwe. So die binding wat gaan breek is hier by die suurstof, waar die alkohol dan net 'n waterstof gee. Dit gaan afbreek en vir my water vorm. Dit wat oorbly, gaan ek nou letterlik aan mekaar vaststeken. En maak jou vergelyking nou volledig. Op die ou einde is daar water as die tweede produk wat gevorm het. Etanol plus hexanoesuur geef my etielheksanoaat en water. Die ol het verander in 'n iel, die OH-suur het verander in OH. Wat is die rol van die swaalsuur in die reaksie hierbo? Die swaalsuur het 'n dubbele rol. Dit dien as katalisator en dehydreermiddel. Waarom word hierdie proefbuis in 'n waterbad verhit? Daar is 2 belangrike redes daarvoor. In die eerste plek is alkohole vlambaar, so dit is gevaarlik om dit naby 'n oop vlam te verhit. Die waterbad hou dit 'n bietjie verder weg van hierdie vlam af. In die tweede plek is alkohole ook vlugtig, wat beteken dit verdamp baie maklik. As jy hierdie verhitting nou baie sterk gaan maak, gaan dit so vinnig begin verdamp, dat dit nie ordentlik kan reageer met die suur nie. So voordat jou ester kan vorm, verdamp al jou alkohol by die proefbuis uit. So jy wil matige hitte hê om te verhoed dat dit alles verdamp, en veiligheidsmaatreëls hou jy dit weg van 'n oop vlam af. Die vloeidiagram hieronder toon die omskakeling van 'n alkohol
na haloalkane. Ons begin met butan-2-ol. Die eerste vraag sê, noem die tipe organiese reaksie waarvan dehydrasie 'n voorbeeld is. Jy kan sien hierdie butan-2-ol ondergaan dehydrasie om hierdie verbinding P en Q te vorm. Dehydrasie is natuurlik 'n voorbeeld van eliminasie, omdat jy iets uithaal daar. Aan watter homoloë reeks behoort verbinding P en Q? As jy dehydrasie doen en jy het eliminasie, gaan jy begin met 'n versadigde verbinding en jy gaan eindig met 'n onversadigde verbinding. So beide P en Q gaan voorbeelde van alkene wees. Watter tipe reaksie vind plaas wanneer verbinding P omgeskakel word na verbinding X en Y, soos hierbo geïllustreer? In hierdie geval gaan daardie alkeen reageer met HBr. So dit gaan weer versadig word en daar gaan 'n haloalkaan vorm as 'n produk. So die tipe reaksie gaan wees addisie. Hydrohalogenering, omdat ons 'n waterstofhalied in die vorm van HBr byvoeg. Gebruik nou struktuurformules om 'n gebalanseerde vergelyking vir die bereiding van verbinding Q neer te skryf. Ons begin met butan-2-ol. 4 koolstowwe en die OH op die tweede koolstof. Dehydrasie beteken ek gaan daardie OH uithaal en nou moet jy jou reëls volg. Watter een van hierdie 2 H's gaan ook uitgehaal word? Onthou die een wat reeds die minste waterstowwe het, daar sal nog 'n waterstof afbreek en jou dubbelbinding gaan dus daar vorm. Daar kan 'n klein persentasie van but-1,1 ook vorm en dit is waar verbinding P inkom om te sê dat dit nie die hoofproduk is nie. Verbinding Q gaan die hoofproduk wees en ons haal water uit, so dit is dehydrasie wat daar plaasgevind het. Watter een gaan die hoofproduk wees? Die een waarvan daar die meeste vorm. Dit sal Q wees, omdat dit die reëls volg in terme van die koolstof waar daar reeds die minste waterstowwe is, gaan ook 'n waterstof verloor. Die mooi manier om dit te sê is, dit word verwyder vanaf die minste gesubstitueerde koolstofatoom. Skryf die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie tussen Q en HBr om verbinding X te vorm. Ek begin dan met daardie alkeen wat gevorm het, verbinding Q, en nou reageer dit met HBr. Die dubbelbinding gaan breek, en dit maak nie saak watter kant om jy hierdie H en Br verbind nie. Hy gaan op die tweede koolstof wees. So as jy 'n spieelbeeld geteken het hiervan, is dit eintlik nog steeds presies dieselfde verbinding. Die IUPAC naam van hierdie verbinding X is dan 2-bromobutaan. 4 koolstowwe gee vir my butaan, slegs enkelbindings, en die broom op die tweede koolstof. 'n leerder dui aan dat hy butan-2-ol direk na verbinding X sal kan omskakel. Noem die tipe reaksie wat tydens 'n direkte omskakeling sal plaasvind. So waarvan praat ons nou? Ons gaan hierdie middelste stap uithaal. Ons gaan nie via 'n alkeen werk nie. Ons gaan direk 'n alkohol verander in 'n haloalkaan. So ons gaan die OH direk vervang met 'n Br. En daar het ek nou eintlik vir jou gesê presies wat gaan gebeur. As dit vervang word, beteken dit substitusie gaan plaasvind. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het deur die eerste les van organiese reaksies. In die volgende les gaan ons verder daarna kyk.